Goeiedag julle en welkom by deel 3 van hierdie week se week van gebed. Is gesin in gebed, is 'n gesin gered. En vanaand se titel is dan God in die huwelik of God in die gesin. Kom ons sluit die oë en ons soek die teenwoordigheid van die Here. Liewe almagtige Hemelse Vader, liewe Heer, baie dankie vir die liefde en die genade. Dankie vir alles wat U vir ons doen. Dankie dat U met ons was ook gedurende hierdie dag. Dankie dat ons kan sien dat U ons lei in ons lewens. Dankie vir al die seëninge wat U so in ons lewens uitgiet. U weer selfs daardie wat onbewustelik by ons verbygaan. Daardie wat ons net vanselfsprekend aanvaar. En nou bid ek en ek vra, liewe Here, met ons te wees en ons net te laat besef, hoekom is ons hierin? Wat was die doel met die skepping en veral dan met die gesin? Dankie weer eens dat U ons lief het. Wees nou met ons, is ons gebed. In Jesus naam alleen. Amen. Die groot vraag is, hoekom is ons hier? Hoekom bestaan ons? Hoekom die gesin? En wat wou God daardeur bereik het? En ek dink vanaand, wil ons vlugtig net aan 'n paar punte daaraan raak. Genesis 1, vers 26. Toe die Here so te sê klaar was met die skepingsweek, was daar een ding wat uitstaande was. En dit was die mensdom. Dit waarvoor hy alles geskaap het. En daarom sê vers 26 van Genesis 1 vir ons, en God het gesê, laat ons mense maak na ons beeld, na ons gelykenis. En laat hulle heers oor die visse van die see en die voëls van die hemel en die vee oor die hele aarde en oor al die diere wat op die aarde kruip. Vers 28. En God het hulle geseën. En God het vir hulle gesê, wees vrugbaar en vermeerder en vul die aarde, onderwerp dit en heers oor die visse van die see en die voëls van die hemel en oor al die diere wat op die aarde kruip. Geliefdes, dis die doel van God se skepping vir die mensdom. Alles wat hy geskaap het op hierdie aarde is vir jou en my geskape. God het gesê, kom laat ons mense gaan maak na ons beeld, in die meervoudsvorm. Mense wat die Godheid is, sal verteenwoordig. Maar hoe? Hulle moes heers. Ek en jy moet heers oor dit wat die Here onder ons voete gestel het, of dan ten minste dit waaroor God ons beheer gegee het. Maar verder gaan die Here en hy sê, daar's 'n spesiale seën. Ons het die vermoë om te vermeerder, om die aarde te vul. Is dit die aarde vol met oorpopulasie? Nee. Dis om die aarde te vul met God se heerlikheid en sy karakter. Om dan die waarheid te sê, om die aarde te vul met sy beeld. Om 'n refleksie te wees van ons Skepper God. Maar die skepingsverhaal stop nie daar nie. Want in Genesis 2 vers 7 sê dit vir ons, die Here God het die mens geformeer uit die stof van die aarde. Hy het gegaan en op sy knieë gesak en die eerste mens daaruit 'n stukkie modder uit geformeer. Die beste beeldhouwerker ooit was besig en Genesis 2 sê van ons, hy het die asem van die lewe in sy neusgate geblaas en die mens het 'n lewende siel geword. En terwyl daar die mens 'n lewende siel word en hy vir die eerste keer sy oë oopmaak en vir die eerste keer in die liefdevolle oë van sy Skepper God kyk, gee God hom 'n taak. Hy vat hom een kant en hy sê, Adam, hierdie is jou tuin. Hier in die middel van die hele skepping het ek vir jou 'n tuin geskape. 'n tuiste wat joune is.
Bewaak dit en bewerk dit. Bewaak beteken om 'n laar om dit te trek en dit te beskerm, sodat jy in my beeld sal wees. En sien jy, al hierdie goed wat hier rond beweeg, dit wat vlieg in die lug en dit wat in die water is en dit wat hier rondloop, jou taak is om dit 'n naam te gee. En Adam gaan sit daar en alles wat sy oë sien, alles wat verby hom beweeg, gee hy 'n naam. En skielik, daar in sy binneste, word daar 'n behoefte geskep. Hy sien, 2 olifante, 2 kuddes, 2 walvisse. Maar ek, Adam, staan alleen. En die Here God die woord sê, het gesê in Genesis 2 vers 18, het is nie goed dat die mens alleen is nie. Dit was nooit God se plan om Adam in eenvoud te skep nie. Maar voordat hy Eva kon voortbring, moes daai eerste behoefte bepaling gewees het vir Adam. Adam moes besef dat iets is skort. En die Here vat hom en hy bring 'n diepe slaap oor hom en hy neem 'n gebeente uit sy sy uit en hy vorm vir Eva. Ekskuus. En toe Adam wakker word, sê die woord van God, het die Here God Eva na hom gebring. Kan jy sien, daar's 'n verantwoordelikheid hier. Dis 'n gawe van God. Dis 'n seëning. En God was tog die een wat vir Adam gesê het, bewerk en bewaak dit wat ek onder jou stel. Dit wat ek in jou beheer gee. En miskien is onderstel nie die regte woord hierso nie. En toe Adam maar sien in Genesis 2 vers 23 te sê, dis nou uiteindelik been van my gebeente en vlees van my, een van my. Een wat soos ek is. Sy sal manin genoem word, want sy is uit die man geneem. Hulle was een, tog verskillend. 2 individue, maar tog een. En so kom dit, dat die wonderlike plan van God, om die mensdom in sy beeld te hê, die gesin, daardie eenheid, wat 'n refleksie sou wees van die beeld van God, die wêreld in te stuur, het toe verbroken. Want daar in die tuin van Eden, was die ou slang, wat ook genoem word die duiwel. En hy bring twyfel. Hy bring twyfel in Eva se gedagte oor die woord van God en wie God is. Hy bring twyfel oor haar rol. Hy bring twyfel oor haar man se rol. En sy glo die leuen. En sy neem van die vrug en sy eet. En die woord sê sy het ook vir haar man gegee. En hulle albei se oë het oop gegaan en hulle het albei besef dat hulle sonder God niks is nie. Daardie kleed van geregtigheid is verlore, naak staan hulle. Hulle gaan en hulle gaan maak vir hulle rokke en klere van vyeboomblare. Maar dit was mens gemaak. Dit was 'n menslike poging. En toe die Here hulle God in die aandwind wandel, en hy hulle vind, terwyl hulle self vir hom verberg het, as gevolg van hulle besef van hulle naaktheid. Vra hy vir Adam, sê Adam, wat het hier gebeur? En wie gee Adam die skuld? Sy skepper en sy vrou. En dadelik is daar die eenheid tussen mens en God verbreek, maar ook die eenheid tussen mens en mens. Man en manin. En hy vra vir Eva, wat het jy gedoen? En sy sê, die slang het my bedrieg.
Vanaand wil ek vir julle sê, ons lewe in 'n wêreld waar ons elke dag bedrieg word deur die slang wat ook genoem word die duiwel. Daar is eenheid wat moet heers. Maar ek en jy vind ons elke dag dat ons twyfel in die rol wat God vir ons gegee het. Ons twyfel in dit wat God onder ons voete gestel het. Dit wat hy gevra het ons moet bewaak. Ons twyfel in ons opdrag. Ons glo die leuen. Ons glo die leuen oor wie God is en oor wie ons is. En die eenheid wat veronderstel is om die beeld van God uit te dra. Waar God die middelpunt van die huwelik, die gesin van ons verhoudings is, word uitgeskuif. Alle ander dinge kry prioriteite. Ons vertrap mekaar. Selfs diegene wat ons lief het. So wat is ons rol? Is jou rol om die hoogste moontlike pos te beklee? Nee. As die Here dit vir jou gee, wandel daardeur daardie deur. Neem dit aan, maar weet dat dit is jou bestaan. Om die beeld van God uit te dra. Om 'n gesin te wees wat in die straat dalk die enigste gesin is wat die Here aanroep, wat die Here aangeneem het as hulle verlosser en saligmaker. Vergeet nie die gebed in Johannes 17 wat Jesus vir sy disippels gebid het net voor sy kruisdood nie. Ek lees vir ons 'n enkele paar verse daaruit. Want dit laat ons besef wat sy eenheid tussen Jesus en God die Vader bestaan het. Vers 3 sê, en dit is die ewige lewe. Dat hulle U ken, die enige waaragtige God en Jesus Christus wat U gestuur het. Die Here wil ons aanneem as 'n gesin. En nou Vader, verheerlik my by U self met die heerlikheid wat ek by U gehad het voordat die wêreld was. Wanneer ek met my vrou of my kinders handel, moet ons verhouding so wees dat ons verhouding God die Vader verheerlik. Ons moet eer bring deur ons verhouding aan God. Ons moet minder selfsugtig wees. Vers 9 sê, ek bid vir hulle. Ek bid nie vir die wêreld nie, maar vir die wat U my gegee het, omdat hulle aan U behoort. Geliefdes, hoe gereeld bid ons vir ons ouers, vir ons kinders, vir ons eggenoot. Besef ons elke dag wanneer ons opstaan, dat dit nie ons sin is nie, maar dat dit 'n seëning van God is, dat dit Hy is wat dit vir ons gegee het. En alles wat myne is Uwe, en wat Uwe is myne, en ek is in hulle verheerlik. Daar is nie 'n groter bewys van God se bestaan in hierdie wêreld as 'n gesin wat wandel in die weë van God nie. Ek wil by U pleit. U alleen, daar waar U sit en kyk, sal weet wat U se verhouding met God is. Wat U verhouding met U eggenoot is, met U kinders, met U ouers, met U broers en met U susters. Want vers 11 sê, ek is nie meer in die wêreld nie, maar hulle is in die wêreld. Ek lees dit weer. Jesus sê in sy gebed vir God die Vader, ek is nie meer in die wêreld nie, maar hulle is. En ek kom na U toe, Heilige Vader, bewaar in U naam die wat U my gegee het, sodat hulle een kan wees, net soos ons. Wat is ons doel? Om die beste Desember vakansies te gaan hê, met die meeste van, for sure, maar dis nie ons doel nie.
dat wanneer ons op daardie vakansies is, wanneer ons nie op vakansie is nie, wanneer ons by die huis is, wanneer die wêreld druk, wanneer ons in die besigste tyd van die jaar is, dat ons een sal wees. Dat ons sal besef, Jesus is nie meer in die wêreld nie, maar ons as gesin is sy disippels. Ek bid vir heling. Ek bid vir eengesindheid. En ek bid vir die leiding van die Heilige Gees. Kom ons sluit die oë. Liewe almagtige Hemelse Vader, liewe Heer, dankie dat U ons liefhet. Dankie dat U ons geseën het, dat ons almal ergens in 'n gesin inpas, ergens in 'n groep inpas. Liewe Heer, help ons om te besef dat die mense met wie ons arm skuur, en veral die wat binne ons 4 mure staan, onder ons dak is, nie ons en is nie, maar is 'n seëning van U af, wat U gebring het en gegee het, sodat ons mekaar kan bewaak, sodat daar die eenheid kan heers wat tussen die Seun en die Vader heers, sodat in daardie eenheid ons die Vader kan verheerlik, laat ons die Seun kan verheerlik, en laat ons in hierdie donker wêreld 'n lig kan wees. En help ons om ook te besef dat maak nie saak waar ons tans staan nie, in verhouding met mekaar, dit nooit te laat is om reg te maak nie. Want U het ons die bediening van versoening gegee. U is die groot versoenheer, wat vir ons die voorbeeld getoon het. En daarom vra ek U, kom in ons midde, kom lei ons, wees met ons kykers, wees met my en my gesin, en trek ons net nader aan mekaar. Dis my gebed in Jesus naam alleen. Amen.